Op hierdie Vrydagoggend groet ek jou in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua, ons Verlosser en Zaligmaker. My naam is Rian Habery, welkom by Herbou saam met Rian. Dis 'n absolute voorreg om met jou te kan gesels. Hoorie so, daar is nou natuurlik baie dinge waaroor ek en jy bekommerd raak in hierdie lewe. En as daar iemand is op hierdie kanale wat deel is van ons bediening en net so terloops, baie dankie daarvoor. Dankie dat julle deel is van ons lewe. Dankie vir elke comment en like en vir elke gebed en elke boodskap en oproep. Ons waardeer dit uit ons hart uit. Regtig, dit beteken vir ons so baie. Maar ek is seker, daar is niemand wat vandag in Suid-Afrika bly en inteendeel in hierdie wêreld wat nie oor iets in sy lewe bekommerd is nie. Daar is iets in jou lewe waaroor jy bekommerd is. Want jy sien, dis die kinders, of dis die werk, of dis jou finansies, of dis die huis, of dis die voertuie, of dis familie, of jou kollegas, of wat ook al. Daar is een of ander wyse in jou lewe waaroor jy bekommerd is. Jy sal bekommerd oor jou huwelik. Jy sal bekommerd oor jou huweliksmaat. Jy sal bekommerd oor jou verhouding, en omdat jy dalk in 'n verhouding is en jy staan op die punt om te trou, is jy dalk bekommerd. Hoorie so, het ek die regte keuse gemaak? Is dit die regte persoon vir my? En mense is bekommerd. En ek dink nie daar's enigiemand wat nie bekommerd is in hierdie lewe vandag nie. Maar daar's een ding wat ek en jy nou natuurlik moet doen. En hierdie is baie belangrik. Ek gaan nou vir jou iets lees uit die woord uit en dan gaan ek gou met jou gesels in terme van hierdie gedeelte. Want ons moet ons lewe so inpas in die woord van God, dat ons alle bekommernis sal uitskakel, want die woord sê dit tog. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar in alles, draai jou gebede en jou smekinge op voor die lewende God, laat dit bekend wees vir hom. Filippense hoofstuk 4 vers 6. En dan kom gee die resultaat, hy sê dat die vrede van Elohim sal in jou harte heers. Alright, maar dit wat ek vandag met jou wil deel is die volgende. Nou ek gaan vir jou lees hier uit 2 Korintiërs hoofstuk 9 vers 6. Nou luister gou wat sê die woord. Hy sê, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Ek wil dit weer vir jou gee. Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Alright, so nou wil ek met jou gesels oor hierdie gedeelte en luister nou baie mooi. Dit gaan nie net oor geld nie. Hierdie gaan oor elke aspek van jou lewe. Want ons is bekommerd oor baie dinge. Ons is bekommerd oor ons kinders, ons is bekommerd oor ons huwelik, ons is bekommerd oor baie dinge en daarom sê die woord in vers 6, hy sê, maar dink daaraan. So ek en jy moet dit in ons gedagte hê, wat die woord kom sê, en ons moet dit in ons gedagte hê, dat wanneer ek terughou, nou luister nou baie mooi, hierdie gaan nie net oor geld nie, hierdie gaan oor alle aspekte van jou lewe. As ek terughou, en ek saai nie met volle oorgawe in my lewe en in ander mense se lewens nie, dan gaan ek nie op 'n volle oorgawe ontvang nie. Dis die prinsip van die Bybel. Dit wat jy saai, sal jy maai. Nou sê die woord, hy sê, dink daaraan, as jy spaarsaamlik saai, gaan jy spaarsaamlik maai. Wanneer jy volop saai, gaan jy volop maai. Nou wil ek hierdie vraag vra. Hoe lyk jou huwelik in terme van dit wat jy saai? Gee jy jou allerbeste? Jou allerbeste. Weet jy, ek het vroeg in die môre, was so 3 uur se kant word ek wakker. En ek besef toe ek wakker word, nou daar's 'n verskil tussen jy word wakker en jy gaan gou toilet toe en jy kom terug. Ek word wakker, maar ek is wakker. En ek besef, daar's iets wat ek moet doen. En ek staan op en ek stap en ek gaan kniel en ek is besig in gebed en ek spandeer tyd en ek besef, weet jy wat, daar is soveel tekorte in mense se lewens. Daar's soveel tekorte in mense se lewens omdat hulle nie volop saai nie. Jy saai nie volop in jou gebedslewe nie. Jy saai nie volop in jou tyd en jou verhouding met die lewende God nie. Jy saai spaarsaamlik in terme van jou verhouding met jou man of jou vrou. Jy
jy saai spaarsaamlik in terme van jou kinders, en jy gaan nie die extra myl in terme van wat Vader van jou af verwag nie, want as daar 'n bekommernis in jou hart is, daar 'n regtige bekommernis in jou hart is oor jou huwelik, oor jou finansies, oor jou kinders, oor watter aspek ook al, dan moet jy begin om te saai in jou huwelik, jy moet begin saai in jou finansies, jy moet begin saai. Nou wat beteken dit? Jy moet volop begin gee. En ek besef, toe ek daai môre opstaan, toe besef ek, maar ek wonder hoeveel mense is bereid om 2 uur, 3 uur in die môre op te staan, om die aangesig van Jahwe te soek en te bid vir spesifieke sake. Want jy sien, ons wil die woord gebruik en ons wil uitroep na die lewende God en ons wonder hoekom val ons lewe uitmekaar, maar ons is nie besig om volop te saai in elke aspek van ons lewe nie. Want as jy volop saai in jou geestelike lewe, man, gaan jy begin maai die dinge wat jy nooit gedink het moontlik sal weet nie. Vader sê in sy woord, hy sê, wanneer ek en jy in lyn is met sy woord, dan sal hy aan ons kom gee, ver bo wat ek en jy kan bid of dink of vra. Ver bo. Want jy sien, dis die God wat ek en jy dien. Ons dien 'n wonderwerkende God. Maar jy sien, dit wat jy insit, is wat jy gaan uitkry. Dit wat jy insit, is wat jy gaan uitkry. Mense, hier is belangrik. Dit wat jy insit in jou huwelik, is wat jy gaan uitkry. Moenie 'n halfhartige poging aanwend in terme van jou huwelik en verwag dat nou gaan alles ewe skielik regkom. Sorry, dit werk nie so nie. Moenie 'n halfhartige poging aanwend in terme van jou finansies en dink alles gaan nou regkom nie. Nee. Wanneer laas het jy werklik waar gebid vir jou finansies? Wanneer laas het jy wyse besluite geneem en die regte mense geraadpleeg en jou finansies aangepas in terme van die woord van God? Wanneer laas het jy volop gesaai in jou kinders se lewe en om hulle te impakteer op die regte wyse? Maar jy sien, ons lewe so van dag tot dag en ons lewe asof ons nog baie tyd hier gaan hê en ag, môre is nog 'n dag, môre sal ek dit uitsorteer. En baie keer vee ons goed onder die mat in en ons hanteer nie dinge nie en ons dink ag, dit sal van self regkom. Nee. As jy alles insit in terme van alle aspekte van jou lewe, gaan jy die vrugte daarvan pluk. En ons is baie keer is ons geneig om te moan oor alles. Ons moan oor ons huwelik, ons moan oor ons kinders, ons moan oor ons werk, ons moan oor die besigheid, ons moan oor alles, maar ons is nie bereid om volop te saai in terme van gebed, in terme van om dit op te dra voor die lewende God, om tyd te spandeer voor die aangesig van Jahwe en om die dinge reg te ruk volgens hoe Vader dit wil hê nie. So dan is jy nie besig om volop te saai nie. Eintlik is jy besig om spaarsaamlik te saai en jy kry die oes van dit wat jy saai. Dis hoe dit werk, ouens. Wanneer ek my alles kom insit en ek saai alles wat ek het, sonder om te dink, hoorie, so ek moet nou terughou hier en ek moet terughou hier en ek moet bietjie hou daar. Nee, jy gee jou alles in terme van jou huwelik. Jy gee alles vir jou kinders, vir jou man, vir jou vrou, vir alle aspekte in jou lewe en die mees belangrikste, jy gee alles in terme van die woord en jou gebedstyd. Want hoe meer jy saai in jou gebed, hoe meer gaan jy maai. Daar's jou wenresep. Daar is die manier hoe jy absolute sukses gaan behaal in jou geestelike lewe en in elke aspek van jou lewe. Maar ons moan oor alles. Hou op moan en begin bid. Hou op moan en begin bid. Hou op moan en begin dinge doen. Ons is so geneig om net te kla en te murmureer en ons kla oor alles en ons doen niks. Want om te saai is 'n doen aksie. Om te saai is 'n doen aksie. Ek staan fisies op en ek is fisies besig om die saad te saai. Dis 'n aksie wat ek en jy moet doen. En die oomblik wanneer ek nie ten volle my aksie uitvoer nie, dink jy mense gaan dit weet, ja of nee? Tuurlik kan mense dit weet. Mense gaan weet wanneer jy 'n halfhartige poging aanwend. Hulle gaan dit weet. Mense gaan weet wanneer jou hart nie in dit is nie, wanneer jou gedagtepatroon nie in dit is nie. En dan werk ons
vir 'n maatskappy en ons dink maar, hoorie so ek moet bevordering skry want ek is 'n kind van Jahwe en hulle kyk nie na my nie, hulle sorg nie vir my nie, dan gaan kyk ons, maar waar lê jou loyaliteit? Waar lê jou werksaspekte? Is jy besig om volop te saai in jou werksaspekte of is jy besig om spaarsaamlik te saai? Want jy weet jy kan baie meer doen, jy weet jy kan baie meer gee, maar dan wil ons moan en ons wil kla, maar okay, maar hulle kyk nie na my nie. En hulle het my nie bevorder nie. Daar's iemand anderste wat nou voor my bevordering gekry het. Okay, maar het jy dieselfde effort ingesit as daai persoon? Want jy sien, Vader sal jou seën ooreenkomstig dit wat jy saai. Gaan nie net oor geld nie. Gaan nie net oor jou finansies nie. En ja, hierdie gedeelte van God se woord hanteer alle aspekte van jou lewe, van finansies reg deur tot by jou kleinkinders. So, daarom moet ek en jy ons perspektief verander. Die woord sê dit, hy sê, dink daaraan. Dink daaraan. Wanneer jy spaarsaamlik saai, moenie verwag dat jy gaan 'n opbrengs kry nie. Moenie verwag nie. Wanneer jy volop saai, en jy gee jou alles, want onthou een ding, Vader ken die hart, hy ken jou lewe, hy ken jou sit en jou opstaan, hy toets die hart, hy toets die niere. En wanneer jy jou alles gee in alle aspekte, dan gaan jy die vrug daarvan pluk, en jy gaan die opbrengs ervaar in jou lewe soos nog nooit van tevore nie. En Abba Vader gaan jou seën. Weet jy hoekom? Want hy seën 'n poging wat jy aanwend om ten volle vir die koninkryk van God te lewe in alle aspekte van jou lewe. Daarom, verander jou aksie. Verander jou aksie. En ek wil jou vandag challenge, dat jy sal begin om volop te saai. Volop te saai. Moenie net 'n halfhartige poging aanwend nie, want in die eerste plek, Vader gaan dit raak sien. Tweedens, mense gaan dit raak sien. As ek 'n halfhartige poging aanwend in enigiets in my lewe, kan ek nie verwag dat Vader my moet seën nie. Daarom, gee jou alles en saai volop in jou lewe, veral in terme van gebed en in jou Bybelstudie, in jou verhouding met die lewende God, want as jy dit doen en jy saai volop, gaan dit naderhand begin afbeweeg in alle aspekte van jou lewe, en jy gaan agterkom, maar Hemel, ek kan dit nie keer nie. Wat kan jy nie keer nie? Die seën van Jahwe wat in jou lewe manifesteer, want sy woord is 'n realiteit. Wanneer jy saai, sal jy maai. Halleluja! Dis 'n absolute realiteit. Mense, baie dankie dat ek hierdie met jou kon gedeel het vandag. Man, ek is skoon opgewonde en ek weet sommer dat jy gaan jou perspektief verander en dat jy gaan begin om te saai soos wat Vader verwag ons moet saai. En hoe saai ons? Ons saai met 'n dankbare hart. Hoekom met 'n dankbare hart? Want ek is dankbaar vir dit wat Vader my gee. Ek is dankbaar vir asem in my longe. Ek is dankbaar vir nog 'n dag. Ek is dankbaar dat ek lewe, dat ek my vrou en my kinders by my het. So weet jy wat, ek gaan dit gebruik wat ek het, die volheid van wat ek het, ek gaan insaai in ander mense se lewens. Dit waarmee Vader my seën, gaan ek saai, sodat ek die opbrengs daarvan kan geniet. Halleluja! Mense, baie dankie. Jy moet 'n wonderlike geseënde dag hê en onthou, saai die saad en jy sal die opbrengs ontvang. Wees geseënd van my kant af, geniet jou Vrydag, tot volgende keer, Shalom.